Welkom terug leerders. Hierso kyk ons na die gedeelte oor inkomstebelasting en ons gaan spesifiek kyk na hoe om die belasbare inkomste te bereken. Ons probeer om die video's nie te lang te maak nie, daarom breek ons dit op in kleiner stukkies in. Belasting word ingesamel deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Die akroniem SAID staan vir Suid-Afrikaanse Inkomstediens. En die Suid-Afrikaanse Inkomstediens vorder belasting namens die regering vanaf die belastingbetalers in. In Engels is dit die South African Revenue Services. Nou, waarom betaal ons belasting? Dit is ook belangrik. Ek kan moontlik so vraag in die eksamen is. En dit was al in die eksamen wat hulle vir jou vra, wat word met die belasting gedoen wat die Suid-Afrikaanse diens invorder. Nou, die geld word bestee aan opvoeding, aan hospitale, paaie en sovoorts. Opvoeding vir die skole, universiteite, ons praat van salarisse van alle staatsdienswerkers, hospitale, klinieke, medikasie, aankoop van medikasie vir klinieke en hospitale, toerusting, die bou van paaie en huise, die toelaas wat bejaardes ontvang en wat kinders ontvang, wat gestremdes ontvang, alles daardie kom uit die belasting wat ingesamel is. Die tehuise vir bejaardes, ouer tehuise, die projekte, die sport en kuns en kultuur en museums, alles word befonds met die geld wat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens invorder namens die regering en ons noem dit belasting. En onthou, dit word bereken op jou jaarlikse belasbare inkomste. Nou, belasting word bereken, soos ons nou net gesê het, op jou jaarlikse belasbare inkomste en dit sluit onder andere in jou salaris. Hulle gee jou maandeliks en jou met 12 vermenigvuldig wat ons al jaarliks doen. As jy bonusse kry, of jy kry toelaag soos 'n behuisingstoelaag of voertuigtoelaag, as jy rente ontvang uit jou beleggings, of jy het 'n huis wat jy uithuur, alles wat jy ontvang vir die jaar vorm deel van jou jaarlikse inkomste. Dan moet jy gaan kyk wat is jou nie belasbare aftrekkings. En dit is nou dit wat afgaan van jou salaris af waarop jy nie belasting betaal nie. En die toelaatbare aftrekking sluit onder andere in, maar die vraagstel sal vir jou sê daar, dit is nie belasbaar nie. Julle sal sien in die voorbeelde. Soos byvoorbeeld pensioenfonds bydra, jy betaal die belasting op dit, daarom voor die belasting bereken word, trek ons eers dit af. As jy skenkings of donasies maak aan goedgekeurde liefdadigheidsorganisasies, dan betaal jy ook nie belasting op daardie skenkings wat jy gemaak het gedurende die jaar nie, of uittreë anniteite. Kom ons kyk na 'n eenvoudige voorbeeld. Meneer Jacobus, 52-jarige, verdien 'n maandelikse bruto salaris van R15.000. Hy dra nie by tot 'n pensioenfonds nie. Onthou, die inligting wat gegee word is belangrik. So wat is die inligting? Eerste ene, hy verdien R15.000 per maand. Dit beteken, ons vermenigvuldig die R15.000 met 12 maande, en dan gee dit vir ons R180.000 vir die jaar. Maar die inligting sê ook, hy dra nie by tot 'n pensioenfonds nie. Dit beteken, daar is geen aftrekkings vanaf die R180.000 nie. Dit beteken, so hoe gaan ons nou sy belasbare inkomste gaan bereken? Ons gaan sê, omdat daar geen aftrekkings is nie, is die hele R180.000 dan die bedrag waarop die belasting bereken word. Voorbeeld 2, selfde inligting,
hy verdien 'n bruto salaris van 15.000 per maand, hy dra 7,5% by tot 'n pensioenfonds. En ek wil hê julle moet die verskil sien tussen voorbeeld 1 en voorbeeld 2. Voorbeeld 1 het hulle gesê, hy dra nie by tot 'n pensioenfondsie. In voorbeeld 2 dra hy by tot 'n pensioenfonds 7,5% van sy salaris. So wat doen ons? Ons sê dan, weer eens, ons vat die maandelikse salaris, ons vermenigvuldig het met 12 maande, dan kom ons by 180.000 uit vir die jaar. Hy dra by 7,5% van sy salaris tot 'n pensioenfonds. Ons kan die hele jaarlikse salaris gebruik soos wat dit hier so staan, waar ons byvoorbeeld sê die 180.000 vir die jaar maal met of vermenigvuldig met 0,075, wat mos nou die 7,5% is. Jy kan dit ook skryf as 7,5 gedeel deur 100. Ek het net daar gewys, waar kry ek die 0,075? Dan kry ons 'n bedrag van 13.500 vir die jaar vir die pensioenfonds. Of jy kan die maandelikse bedrag vat van 15.000 rand en jy vermenigvuldig het met 0,075, dit is mos nou die 7,5 gedeel deur 100 en jy vermenigvuldig het met die 12 maande my kinders en dan kry jy 13.500 rand. So nou kan ons sien dat die jaarlikse inkomste is 180.000 en die toelaatbare aftrekking wat 'n pensioen is 13.500. So om die belasbare inkomste te bereken, vat ons 'n jaarlikse inkomste van 180.000 en ons trek van dit af die pensioenbydrae van 13.500 en kry ons 'n belasbare inkomste van 166.500. En nou kan jy sien waarom as jy pensioenfonds het, jy minder belasting betaal per maand, omdat jou belasbare inkomste minder is. In voorbeeld 1 was die belasbare inkomste 180.000, want die persoon het die pensioenfonds bydrae gehad. In voorbeeld 2 is haar pensioenfonds bydrae, maar nou is die belasbare inkomste 166.500 rand. Kom ons kyk na voorbeeld 3, en ek het dit sommer nou uit 'n vorige vraagstel uitgehaal, waar het sê Amanda verdien 'n bruto salaris van 30.000 rand per maand. Sy dra 7,5% van haar maandelikse salaris by tot 'n pensioenfonds. Sy verdien 'n jaarlikse bonus gelykstaande aan haar maandelikse bruto salaris. Dis die inligting wat vir ons gegee word, en ek doen dit rustig en stadig, want ek wil hê julle moet veral oplet wat word vir jou gegee. Nou wat is gegee? Sy verdien 30.000 per maand en ons vermenigvuldig het met 12 maande, gee vir ons 360.000 rand vir die jaar. Sy verdien 'n bonus en die bonus is gelykstaande, dieselfde of gelyk aan haar maandelikse bruto salaris. Dit beteken 30.000 is die bonus. Sy dra by tot die pensioenfonds, dit beteken ons vat die 360.000 van die jaar en ons vermenigvuldig het met 7,5 wat ons deel deur 100 of die 0,075, dan kry ons die pensioenbydrae vir die jaar van 27.000. En om my belasbare inkomste te kry, vat ons die jaarlikse salaris van 360.000 in oranje, tel ons by die bonus, want die bonus word ook belas, maar dan trek ons af die pensioenfonds bydrae, so die belasbare inkomste, die bedrag waarop die belasting betaalbaar bereken word, is 363.000 rand. Hier het ek maar nou net dieselfde voorbeeld weer in 'n tabel ingesit, en ons stappe in. Stap 1, ons kry die jaarlikse inkomste, is die salaris van 30.000 maal met 12, gee vir ons die 360.000, en tel ons die bonus by van 30.000, so die totale jaarlikse inkomste is 390.000. Maar dan trek ons af die pensioenfonds bydrae, wat ons kry wat 7,5% is van Amanda se
salaris, dit beteken ons vat die 360.000 van die jaar en ons vermenigvuldig dit met 7,5 wat ons deel deur 100, dis mos nou 7,5%. Dan kry ons die bedrag van 27.000. Of jy kan die maandelikse salaris vat, waar jy in elk geval moet vermenigvuldig met 12 om by die jaarliks uit te kom, en dan maal jy dit of vermenigvuldig dit nou met 0,075, wat vir ons die 27.000 gee. Dan trek ons die twee van mekaar af. Daarom sal jy sien as so staan minus, dan die belasbare inkomste is dan 363.000. Belasting word bereken op slegs 363.000 en nie 390.000 nie. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Amanda verdien die bruto salaris van 30.000 per maand. Sy dra 7,5% van haar maandelikse salaris by tot 'n pensioenfonds. Sy verdien 'n jaarlikse bonus gelykstaande aan haar maandelikse bruto salaris. Sy het gedurende die jaar 20.000 aan haar silverjarige skenke se ouerhuis wat toelaatbaar is. So nou het ons bygekry die skenking of die donasie van 20.000. So alles wat ons die vorige bladsy gedoen het, die 30.000 wat ons vermenigvuldig met 12, wat kry ons 360.000 vir die jaar. Ons stel die bonus by en dan trek ons die pensioen af, want ons gaan bereken hoeveel is die pensioenfonds bydra. Dit is 27.000 en dan wat gegee is ook die 20.000. So die belasbare inkomste is ons vat die salaris en ons stel die bonus by. Omdat die pensioenfonds bydra nie belasbaar is en die skenking is ook nie belasbaar, trek ons dan daar die twee af. Dan die belasbare inkomste in die geval is 343.000. Dan het ek net dieselfde inligting in 'n tabelvorm gaan sit, net sodat ons dit beter kan sien. Die jaarlikse inkomste bestaan uit die salaris en die bonus, wat vir ons 'n totaal gee van 390.000. Waar kry ons die 390.000? Ons kry dit van die salaris af, wat 30.000 per maand is, wat ons vermenigvuldig met 12, waar kry ons die 360.000, en die bonus van 30.000. So ons daar die twee by mekaar tel, kry ons die 390.000. Dan sê ons in stap 2 minus, is die toelaatbare aftrekkings, is die pensioenfonds bydra van 27.000 en ook die skenking wat gemaak is wat toelaatbaar is van 20.000. So op die 27.000 en die 20.000 wat vir ons die 47.000 gee, word daar nie belasting op betaal nie. Dit is toelaatbare aftrekkings. Dit beteken die belasbare inkomste is dus 343.000. So die belasting word bereken op die 343.000. Hier kyk ons na 'n vraag uit vraagstel eenheid van Junie 2023 waar hulle sê werknemers dra maandeliks belasting deur middel van SAID. En onthou wat het ons gesê van SAID? Dis die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. By Cleo, 'n 51-jarige opvoeder verdien maandeliks R34.047 en dra 7,5% van haar bruto salaris tot 'n pensioenfonds by. Sy het ook 'n mediese fonds vir haarself, man en 2 kinders. Okay? Mediese fonds gaan ons sê nou na kykie, ons sal op 'n latere stadium, wanneer ons die belasting uitwerk, dan sal ons die mediese fonds inbring. So die vraag wat in die eksamen was, skryf die akroniem SAID voluit vir 2 punte. Dis mos nou die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. Vraag 2.2.5, bereken Cleo se belasbare inkomste.
Dit beteken ons vat die R34.447 en 22 sent en ons vermenigvuldig dit met 12, dan kry ons R413.366 vir die jaar. En dan gaan kry ons mos nou haar pensioenfonds bydra en ons vat haar jaarlikse salaris of die inkomste van R413.366 en 64 sent en ons vermenigvuldig dit met 7,5%, wat ons mos nou skryf as 7,5 gedeel deur 100, of in die geval soos ek het geskryf het hier is 0,075, dan kry ons 'n bedrag van R31.002.50. Dit is die pensioenfonds bydra vir die jaar. Nou gaan kry ons mos nou die belasbare inkomste en ons kry dit deur die jaarlikse salaris te vat en dan trek ons af die pensioenfonds bydra en kry ons 'n belasbare inkomste van R382.364.14 en daar is die punte toekenning ook vir die 4. Die volgende voorbeeld kom ook uit 'n eksamen vraestel uit, waar hulle sê Metlego, 58 jaar oud, verdien 'n bruto salaris van R46.523.16 per maand. Sy dra 7,5% van haar bruto salaris tot 'n pensioenfonds by en betaal 'n bedrag van R1.600 per maand. Dit is belangrik dat jy reg lees. Dit sê R1.600 per maand aan 'n nie winsgewende organisasie. Dit beteken as 'n skenking of 'n donasie. Beide hierdie bydraes is nie belasbaar en daar sê hulle dat die pensioenfonds en die skenking is nie belasbaar nie. So wat het ons? Ons het 3 goedjies. Die eerste ene is die jaarlikse inkomste, wat ons vat en ons vermenigvuldig dit met 12, wat kry ons R558.277.92 en dan gaan bereken ons die pensioenfonds bydra en ons vat dieselfde R558.277.92 en ons gaan vermenigvuldig dit met 7,5%. En onthou, 7,5% skryf ons mos nou as 7,5 deel deur 100, of soos ek dit skryf, 0,075. As jy 7,5 by jou calculator intik, 7,5 gedeel deur 100, dan gaan jou sakrekenaar vir jou gee 0,075. So die pensioenfonds bydra vir die jaar is dus R41.870.84. Die skenkings, onthou wat ons gesê het, dit is R1.600 per maand, elke maand, en as 12 maande in 'n jaar, daarom vermenigvuldig ons die R1.600 met 12, en dan kry ons 'n jaarlikse bedrag wat geskenk was aan die nie winsgewende organisasie van R19.200. So die belasbare inkomste vir die belastingbetaler is dus die jaarlikse salaris van R558.277.92 minus die pensioenbydra van R41.870.84 minus die skenking vir die jaar van R19.200, wat beteken die persoon se belasbare inkomste, die bedrag waarop belasting bereken word, is dus R497.207.08. Ek het nog 'n voorbeeld hierso. Dit is bietjie baie, en as die idee is net dat jy verstaan hoe word belasbare inkomste bereken, en as jy het teen die tyd nou al verstaan hoe dit gedoen word, dan kan jy stop en na die volgende video toe gaan waar ons vir jou verduidelik hoe word die belasting betaalbaar bereken. Nou het ek vraestel 1 van November 2024 waar het sê Mieke is 45 jaar oud en verdien 'n maandelikse belasbare inkomste. En ek het spesifiek hierdie ene gekies wanneer jy nou mooi kyk, dit sê maandelikse belasbare inkomste. Wat beteken dat alles wat afgetrek moet word, soos pensioen en allerlei goeders, is mos nou klaar
afgetrek. So al wat ons hierso moet doen is, ons moet nou gaan en Mika se R39.275.85 moet ons net gaan vermenigvuldig met 12. R39.275.85 en ons vermenigvuldig dit met 12 en dan kry ons die bedrag van R471.310.20. Dan het ek net 2 ander voorbeelde hier ingesit, net om vir julle te verduidelik. Wanneer hulle byvoorbeeld vir jou sê dat die persoon het 'n maandelikse belasbare inkomste, dan vat jy dit, want ons moet dit by jaarlikse belasbare inkomste uitkry. Dat beteken dat vat jy die R41.433.92 wat hulle vir jou gee as die maandelikse belasbare inkomste, dan vermenigvuldig jy dit met 12 om die jaarlikse belasbare inkomste te kry, dan kry ons 'n bedrag van R497.207.04. Net onder dit het ek net die tydperk verander, want ek wil hê julle moet sien. By die eerste een het ons dit gaan vermenigvuldig met 12, omdat dit die maandelikse belasbare inkomste is. Maar in hierdie ene sê hulle, meneer Boetie, 'n 55-jarige verkoopsman, het 'n jaarlikse belasbare inkomste van R497.207.04. Dit beteken, dis reeds per jaar. Dis klaar vir 'n jaar vir jou gegee. En daarom doen jy niks met hom nie. Die belasbare inkomste vir die jaar, of die jaarlikse belasbare inkomste, is dus R497.207.04. By die volgende video sal ek die belasting betaalbaar bespreek en dan ook die mediese krediete. Julle sal sien, dit wat ons hier bespreek het is net dit wat ons gebruik vir ons belasbare inkomste. Onthou, share, subscribe, comment, maak seker jy berei voor vir die eksamen.